Israeliet te maak nie. So ontspan, ek wil ook nie van jou 'n Israeliet maak nie. As ek jou 'n bietjie wys van Hebreëus, wil ek jou net wys hoe amazing is God se woord. En op die einde wil ek net vir jou help om te sien dat jy kan hierdie woord vertrou met alles wat jy het. As jy sien hoe intentioneel God met sy woord is, en selfs die taal waarmee hy begin het, hoe intentioneel hy daai tyd was, dit verstom my vandag nog. Dis vir my, ek kan nooit moeg raak om hieroor te praat nie. As jy my nou wil in my happy place hê, dan moet jy, dis daar twee dinge, vra my 'n vraag oor die woord, ek sê ek ken alles nie. Ek laf om dit in te duik en aan te soek en dan het ek 'n liefde vir die Hebreëus ontwikkel, nie omdat ek dit kan praat of enigiets, maar net hoe mooi die beelde binne in die Hebreëus is, die mooi goed wat ons daaruit kan haal, om net te sien hoe amazing ons God is. En ek hoop na vandag gaan jy net 'n bietjie meer vertroue hê. Ek kan hierdie woord vertrou. En ek kan hierdie God vertrou. Hy het my nog altyd op sy hart gedra. So, hou daai net in gedagte, asseblief. Ek wil jou nie leer Hebreëus praat nie, maar ek wil jou 'n paar mooi goed wys. So ek gaan net, vir die van julle wat nou nie laasweek hier was nie, ek gaan net 'n paar basic goeders net vir julle wys. So Hebreëus het net konsonante, daar's 22 letters, maar alle letters is nie soos ons A, B, C nie. Elke letter het 'n naam, elke letter het 'n teken, elke letter het 'n numeriese waarde, elke letter het 'n naam. Hierdie ding is amazing. Hier is die heel eerste letter van die alfabet, Alef. Dis hoe hy vandag geskryf word. Maar soos ek sê, dis nie net 'n letter nie, hy het ook 'n naam, en daar's 'n naam Alef, en dan, as jy hom nou in Hebreëus gaan skryf, lyk dit ook weer anders, ek wil julle nou nie verveel met dit nie, maar dan het hy ook 'n teken. Dis hoe Hebreëus begin het. Many moons ago, het hulle eers prentjies gebruik, en daarna het die letters ontwikkel, maar hulle aanvanklik was Alef 'n bul se kop, en daai ding beteken iets. So 'n bul beteken is die verteenwoordiging van krag en van leierskap, van die bul gaan voor, en die bul is die sterkste een in die trop. So elke letter het 'n naam, 'n teken en 'n betekenis. En dan het elke letter 'n numeriese waarde. So Alef is die letter waarmee die Hebreëse alfabet begin, en sy numeriese waarde is 1. So gaan hulle van 1, 2, 3, 4 tot by 10, en dan van daar spring hulle na 20, 30, 40 tot by 100, en dan sit 300, 400. Maar ek gaan jou nou nie met al die detail verveel nie, maar dit is amazing. Ek wil jou, daai is die eerste een, ek gaan nou nie deur die hele alfabet vir jou gaan nie, jy kan ontspan, maar ek wil vandag net 'n paartjies vir jou wys, want ons gaan net nou, daar's significance in hierdie wat ek vir jou wys, wat ek vir jou later vandag net bietjie oor wil leer. So die tweede letter is byt. Sy tekenkie is, daai snaakse teken is nou actually die vloerplan van 'n Joodse tent. Ek kan nog nie uitfigure hoe slat hulle tent op wat so lyk nie, maar dis wat dit voorstel, is die vloerplan van 'n Joodse tent, en byt beteken dan ook huis. So as jy nou, ek wil nou net gou help, as jy nou weer hoor van Bethlehem, is byt lachem. Lachem beteken brood, byt is huis van brood. Dis wat Bethlehem beteken. Bethel, huis, El is een van die name van God. Byt, El, huis van God. So, as jy dalk in die toekoms weer so iets hoor, of lees in die woord, as hulle praat van bed of byt, dit beteken 'n huis. Okay, dan die volgende een wat ek julle graag wil leer. Die 5de letter, is my favorite. Een van my favorite. Hy, en dis hierdie tekenkie van, wow, check hierdie uit. Ek kry net nie aan het, dis hierdie, wow. En hierdie aanbiddings, wow, amper wil ek sê. Die volgende een wat ek jou wil leer is die 6de letter,
Hy is Wav, dis so 'n snaakse dingetjie daai, dis eintlik hoe hulle tentpenne gelyk het. As hulle tentpenne het so gelyk wat hulle tent aan vasgemaak het, dit beteken 'n spyker of 'n tentpen, dit beteken byvoeg, dit beteken ook hak. So, partykeer het hulle 'n tentpen soos ons in 'n gelyk, wat so hakkie gehad het, en dan het hulle hom so dit kan 'n hak ook beteken. En dan die laaste een wat ek julle vandag wil leer is Jod. Dis die 10de letter, dis hierdie gedeelte van die arm. As jy dit nou kan sien. So dis hierdie arm met die hand. En dit beteken dan ook werk, of handewerk, of om te arbei vir iets. Alright, so dis hulle. So daar's die hele Hebreëse alfabet, as jy hom gou wil memoriseer. 1, 2, 3, 4, okay, fine. So, waarby ek vandag een van die goed wat ek by wil uitkom, is om jou te leer dat die Alef is God se letter. Die heel eerste letter van hierdie alfabet beteken, is 'n beeld en 'n tipe van God. En die Jode sien dit so, maar ek wil jou wys, hoekom sien hulle dit so? Ek gaan jou net 'n paar goed wys, ek gaan nie alles. So daar's hoe Alef lyk. So hier's een van die goed van hulle alfabet is, wat nou glad nie ooreenstem met ons nie. Jy kan 'n party van die letters is 'n samesmelting van ander letters. So Alef is 'n samesmelting van Jod, daai enetjie die kant is 'n Jod, onthou jy die 10de een. En dis amper hierdie teken van 'n hand boontoe en 'n hand ondertoe. Die boonste hand dis die versteekte en oneindige aspekte van God. Dis hierdie hand wat uitreik na dit wat God, wat ons nie ken van hom nie, maar wat ons kan leer ken. En aan die onderste hand is die geopenbaarde wil van God. En dan sê hulle, die middelste een is Wav. As jy nou onthou Wav, sy numeriese waarde was 6. En hulle sê hierdie verteenwoordig die mens of die mensdom, want ons is op die 6de dag gemaak. So hier's hierdie mens wat uitreik na God en wat die geopenbaarde wil van God kan ervaar. Man, en dit laat my dink aan een mens. Jesus. Want hy het die geopenbaarde wil van God vir ons kom openbaar. Dit wat God wil hê ons moet van hom weet, het Jesus in 'n menslike liggaam vir ons kom wys. Hy sê, as jy na my kyk, sien jy die Vader. As jy ek doen niks wat ek die Vader nie sien, doen dit nie, en ek sê niks wat ek die Vader nie hoor, sê dit nie. Die geopenbaarde wil van God, deur 'n mens, deur 'n God wat volle mens kom word. Man, is daai nie mooi nie. Sjoe. Nou dat elke letter het nou 'n numeriese waarde, so kom ek wys jou nou iets hierso. So Jod het 'n numeriese waarde van 10. So ons het daar 10, ons die onder 'n Jod is ook 'n 10, en die middelste een is Wav, en sy waarde is 6. En saam gee dit vir ons 26. Hou hierdie net in gedagte. Alef se saamgestelde waarde is 26. So, ons gaan net nou, gaan ek jou iets wys daaromtrent. Right, die volgende een is, ek weet nie wie van julle het al hierdie gesien, ergens op 'n ding geskryf, ergens dalk dit al teëgekom. Die Jode het dit geken as die heilige naam van God. Jod hy, Wav hy. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie. Maar daar, Jod, so, ekskuus, wat ek nie genoem het nie, is die Hebreëus lees van regs na links af. Jod hy, Wav hy. Ons ken dit ook as YHWH, of ons ken dit as Yahweh. Maar die mooi van hierdie, wat ek net nou weer by wil stil staan is, jy sal nie by 'n ortodokse Jood hoor, hoe word hierdie naam uitgespreek nie, hulle weier om dit uit te spreek. Want hulle sê dis die heilige naam van God, hulle wil nie die 3de gebod oortree wat sê jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie.
En is eintlik hier's niks harde klanke in hierdie woord nie. Dis moeilik om dit, ek sê nie ek spreek dit reg uit nie. Maar is Yahweh. Daar's nie klanke waar jou tong jou verhemel te raak nie. Daar's net 'n uitasem. En dit is vir my so mooi beeld, want ons God, jy kan hom nie sien nie, maar jy kan hom hoor en jy kan hom ervaar soos die wind. Yahweh. Hy skree nooit vir jou nie, want jy kan sy eie naam nie skree nie. Jy kan nou gaan probeer, jy kan nie hierdie naam skree nie. Die beste wat ek kan doen is, Yahweh. Maar ek kan hom nie skree nie. Want hy's nie 'n God wat hom op self op jou wil afforceer nie. Hy's nie 'n harde God nie. Hy's net Yahweh. Die eerste keer wat hierdie naam geopenbaar word, is in Eksodus 3, waar in vers 15, Moses is hier in die woestyn hier, ons ken die storie waar hy die brandende bos sien en hy gaan nader en God sê, ek wil hê jy moet my volk uit Egipte gaan uitlei en hy vra vir hom, maar wat sal ek vir hulle sê, wie is u? En hy sê vir hom hier in vers 5, en toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel, die Here, en dan in die Hebreë staan daar Yahweh. Die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig en my gedenknaam van geslag tot geslag. Dis my verbondnaam. Yahweh. Nou sê vir my, nee, maar dis nie die eerste keer wat hierdie naam voorkom in die Bybel nie, hy word al voorheen dit gebruik. Onthou Moses het Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium geskryf. So alhoewel Yahweh in Genesis voorkom, Moses het dit geskryf, hier is die eerste keer wat hy daai naam gekry het. En God sê, dit is my verbondsnaam. Hou hierdie in gedagte. My verbondsnaam. This is my name forever, my memorial name. Dis die naam wat ek wil hê, julle my aan moet onthou. En ek gaan nou vir jou wys waai. So daar is hy net weer, hou net 'n gedagte. Die Jood, het ons nou onthou, het 'n numeriese waarde van 10. Hy het 'n numeriese waarde van 5. En Waaf het 'n numeriese waarde van 6. Want hy was Alef se som totaal. My verbondsnaam stem ooreen met die eerste letter van die alfabet. Ja. My God is amazing. So sê ja, hier het ek net so 'n bietjie van 'n prentjie geteken. Die twee Joods is 10, die Waaf is 6. En dit gee weer vir ons 26. Yahweh. En Alef, dieselfde numeriese waarde. Hierdie is, as jy Alef in Hebreë sou skryf, sou dit so lyk. Alef, Lamed, Fei, Alef. En dan hulle numeriese waarde is 1, 30 en 80. En dit gee vir 111. Lyk daai vir jou klop nie. Lyk dit na iets wat jy al gesien het? 'n 3 enige God. In 111, wys vir my wat eens wat een. Hulle is almal dieselfde. Hulle is almal God, maar hulle is tog apart. In die letter wys hy vir ons hy's God. In die naam wys hy vir ons hy's God. Is nie oral. Say it everywhere. Ek wil vir jou net 'n paar interessante goed net wys. Hierdie is net so by the way. So hierdie is Dalet en Mem. DM wat lees Dam. Dam beteken in Hebreëus bloed. So nou onthou nou, Alef is God se letter. Bloed is Dam. Wat gebeur as ons God saam met bloed sit? Daar is Alef, daar is Dam.
Daar staan Adam. God in jou gee vir jou lewe. As jy die alef daar wegvat, sit jy net met bloed. Maar God het sy asem in die mens ingeblaas. En toe word hy 'n lewende wese. Is dit nie? Man, die God is vir my mooi. Okay, next one. Daai is alef en byt. So A, B, ab. Abba, teken ba, pa. So alef se teken is 'n bul se kop, wat beteken leier, en byt beteken huis. Leier van die huis. Hier is net van interessantheid, maar dit is vir my so mooi. Dit is net vir my so amazing hoe die goed in mekaar gesteek word. Sy numeriese waarde alef is 1, byt is 2, want ek wil hier vir jou iets super amazing wys. Hierdie is, it's gonna blow your mind. Alef en mem is ma. Sy numeriese waarde is 1 en mem is 40, en sy daai totaal is 41. Hierdie, en net so by the way, net hierdie woord, Grieks of Hebreëse woord vir ma en pa kom uit Genesis 2 vers 23. Vers 24. So as jy dit wil gaan, as jy hierdie goed wil gaan double check, dis daar. Die eerste keer wat die Hebreëse woord ma en pa voorkom is daar in Genesis 2. Die volgende een is dan die woord vir 'n kind. Jalet. Joud, Lamed, Dalet, dis 'n kind. En check hierdie numeriese waarde uit. 'n pa en 'n ma maak 'n kind. Jy kan daar teen stry as jy wil, maar God het dit in die kleinste detail in sy woord gaan wegsteek. Dis hierdie goed oral. Dis dis net vir interessant, dit is vir super oulik. So kom ons kom terug na jou daai waarby. En ek wil hier vir jou iets wys wat tot vandag toe vir my super amazing is. So hy se teken is wow. Kyk. En ek wil vir jou wys hoekom. Jou se teken, as jy reg onthou, is hierdie gedeelte van 'n arm. En dan sê hy, kyk, hierdie arm. En wat is Waaf se teken? En sy beskrywing is 'n spyker. Waar het jy al 'n arm en 'n spyker bymekaar gesien? Op die kruis. Kan jy sien hoekom sê hy hierdie is my verbond naam. In hierdie naam sal jy my ken. Tot in die einde van die eeue. In sy naam wat hy aan Moses bekendstel, sê vir hulle, dis wie ek is. Ek is daai God wat sal kruis toe gaan om julle te red. Geen wonder daar's 2 wows. Kyk, hierdie pa, wat is hy bereid om te doen? Ek sal vir jou kruis toe gaan. Ek verbind my in my naam om jou te verlos, om die prys te betaal wat jy nooit sal kan betaal nie. Om te doen wat jy nooit sal kan doen nie. Want jy kan jouself nie uit Egipte uithaal nie. In Egipte is 'n tipe en 'n skadu en 'n beeld vir ons vandag van Satan se mag, van Satan se koninkryk en die wêreldse stelsel. En daar's net een wat jou daar kan uithaal. En dis Jahweh. God. En hy het homself in sy naam verbind om dit vir my en jou te doen. Man, hy is vir my mooi.
Hier's nou net 'n paar verse wat ek vir jou wil wys, hoe dat die woord na Jesus ook verwys as Yahweh, as God. Iets wat ek net nou vergeet het om te noem, as jy dalk in jou, ek weet die King James en die New King James doen dit, en die 53 vertaling het dit ook gedoen, as van die nuwe vertalings wat dit nie doen nie. As die woord, die Hebreëse woord Yahweh in die oorspronklike Hebreëus gebruik word, dan het hulle hom so vertaal met Here, maar al 4 letters is hoofletters. Jy kan dit in jou, ek weet nie of die Amplified dit doen nie, maar ek weet die King James doen dit. So as jy ooit weer in die ou vertaling lees, Here met 4 hoofletters, dit sal net in die Ou Testament wees, want die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. So dit sal net in die Ou Testament wees, as daar 4 hoofletters is, dan kan jy weet, die woord Yahweh is daar gebruik. So hierso in Jesaja 40 vers 3 sê, 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here. Dis die profesie dat Johannes die Doper sal kom, en hoe gaan hy lyk? Hy sê, maar Johannes sal sê, berei in die woestyn die weg van die Here. Maar ons weet, Johannes het die weg van Jesus voorberei. Maar hy gebruik die woord Yahweh. Daar's nie onderskeid tussen Yahweh en Jesus. Dit is mooi. In Matteus 3 sien ons net hierdie, ek het dit net daar ingesit, dat jy net kan onthou, hier is die bevestiging van daai profesie. Ja, Matteus 3 vers 3, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. In Joël 2 vers 32 is hierdie profesie, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, weer eens, ek het dit nou net in blou gesê, hy wys nou nie in blou in die Bybel nie, maar hy is in hoofletters, Yahweh, elkeen wat die naam van Yahweh aanroep, sal gered word. Maar ons weet vandag, ons moet die naam van Jesus aanroep. Die woord gebruik hom en Jesus is een en dieselfde. So, die laaste ene, Jesaja 45. Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou. Wie het dit van ouds af laat hoor, lang tevore dit verkondig, is dit nie ek, die Here, die woord Yahweh word daar gebruik. So ek het dit net daar ingesit, dat jy kan sien, hy praat van homself as Yahweh, hierdie profesie wat hy vir Jesaja gee hy vir hom as Yahweh, en dan sê hy in vers 23, ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer. En dan weet ons, Jesus het dit later gesê, elke knie sal buig, en elke tong sal bely. Ekskuus, ek weet ek het gesê, is die laaste en ek dink daar's nog ene. Filippense 2. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel en die wat op die aarde en wat onder die aarde is. Maar Jesaja het geprofeteer, dit sal die naam van Yahweh wees. Hierso sê is die naam van Jesus. Hy weerspreek homself nie. Miskien beteken hierdie vir jou niks, vir my is dit absoluut amazing, dat hy in die naam wat hy vir Moses gegee het, gesê het, hierin sal jy my ken, en voor hierdie naam sal elke knie buig. Maar voordat ek jou vra om jou knie voor my te buig, voordat ek enigiets van jou vra, wil ek hê jy moet my leer ken as die God wat vir jou sal betaal. Hy het Moses na die Israeliete in Egipte gestuur, in hulle verslawing, in hulle vreemde land, in hulle plek waar hulle niemand ken nie, waar hulle verneveer word, waar hulle geslaan word, waar hulle nie 'n God, hulle ken nie hulle God nie, hulle het nie 'n verhouding met hom nie. Daar, sê hy, gaan maak aan hulle bekend, dis vir hierdie God is. Ek kom jou uitkoop met my arm wat deurboor is. Dit maak nie vandag saak waar as jy nie.
Dit maak letterlik nie vandag saak waar is jy nie. Want toe hulle daar was, in hulle donkerste, diepste, swartste gat, het hy Moses gestuur en gesê, sê vir hulle, Yahweh, kom julle uithaal. En het hy sy woord gestand gedoen. Yes. Hy wil dit vandag nog vir ons doen. En hy doen dit vandag nog. Vandag is daar nog redding, is daar nog verlossing, is daar nog alles wat jy nodig het, is in hierdie naam. Wow. Kyk. Net 'n laaste ding wat ek hier sien is, hier's een arm, een spyker, maar hier's twee wat sê, wow. Kyk. Ek het so 'n klein podcast wat ek doen, en ek wil jou bemoedig met hierdie wat ek altyd daar sê is, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Dis wat ek sien in daai prentjie. Wow. Here, ek aanskou u, maar om u te ken, trek ek my neus hier in. Want dis wat ek u leer ken. Amen. Kom ons bid gou saam. Here, dankie vir u woord, dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, dankie dat u vir my wil God wees, dat u my God is, dat u my kom red het, Here, dat u vir my 'n prys kom betaal het wat ek nie kon betaal het nie, dat u my kom loskoop het waar ek nooit vanuit kon loskom nie. Dat u bereid was om vir my na 'n kruis toe te gaan, toe ek nog in my sonde rondgerol het. Toe ek totaal en al verslind was deur pornografie, Here, het u my kom uithaal. Deur u arm wat deurboor is. En u het nog glad nie verander nie. Dis nog steeds die naam wat u wil hê ons met u aanken. Here. Here wat vir my betaal het. Wat vir my in 'n nuwe verbond kom sit het. Here. Amen.